Goeiemôre geliefdes. Dis baie lekker om elkeen van u vanoggend hier saam te kan hê. Dat ons saam kan wonder en kan dink en hierdie nagmaal ook vanoggend saam te kan geniet. Dis lekker om elkeen hier te sien, gaste en besoekers wat ons ook vanoggend by ons sê. Dis heerlik dat julle ook saam met ons hier kan wees. Kom ons sit so en dan bid ons saam. O Here, U het waarlik als mooi en wonderlik gemaak. As ons oë oopmaak en ons kyk rondom ons, Here, om U grootheid en U teenwoordigheid in ons lewe te sien, as ons kyk, is nie moeilik nie. Ons kan ons verwonder aan dit wat U skep, aan dit wat uit U hand uitkom, aan dit wat ons nog steeds ontdek na jare en jare, maar dit wat ons nie geweet het bestaan nie, wat uit U hand uitkom, Here. Wie is ons dan dat U aan ons dink? Wie is die mens dan, maar 'n spikkel, maar U gee en U sorg en U voorsien, keer op keer, dag vir dag, seisoen op seisoen. En Here, so baie keer is ons so vasgevang in hierdie seisoene, wat dalk nie is soos wat ons wil hê dit moet wees nie. En dan kom daar 'n oomblik soos hierdie, en 'n dag soos vandag, waar ons skoene kan uittrek, want ons weet ons is op heilige grond, in U teenwoordigheid. Ons is altyd, maar in oomblikke soos hierdie kan ons stil staan en weet, o Here, U is hier. U is by ons, en U kan en wil met ons praat. Mag ons nou, maar net die begin ervaar van wat dit is om in U teenwoordigheid, ons harte en ons siele weer eens tot U te rig. Ons oë en ons ore oop te maak vir U woord. Dankie vir hierdie oomblik, dankie vir U genade, om weer iets van U te sien en te hoor. Mag dit wat hier gebeur tot eer en verheerliking van U naam wees. Amen. As ek jou sou vra om gou vir 'n oomblik 'n bietjie dieper te dink as die behoeftes van die oppervlak van jou lewe, wat sou jy sê is die 3 dinge waaraan jy 'n diepe behoefte het? Wat sou jy sê is die 3 goed wat jou diepste begeerte is? Die skrywer N.T. Wright verwys na 3 begeertes of behoeftes van die mens, en hy sê, die eerste behoefte is spiritualiteit, ons verhouding met God. Hy sê, 'n tweede behoefte van die mens is 'n behoefte na geregtigheid, om dit wat stikkend is en nie reg is nie reg te maak. En dan sê hy, die derde behoefte van 'n mens is die behoefte na skoonheid. Ek seker dis dieselfde 3 goed wat jy gedink het, né? Skoonheid. Wat is dit? Ons het natuurlik 'n verskeidenheid gaan goed waaraan ons dink as jy die woord skoonheid hoor. Die skrywer Andri Silje skryf dat hy niks oor skoonheid kan skryf as dit wat nie reeds beter gesê is deur die wind se geruis, die son op die spel van die blare nie. Hy sê skoonheid is vir verskillende mense, verskillende dinge, maar dis dit wat 'n mens verwonderd laat. Wat ons bewus maak van die feit dat daar iets groter is as onsself. Ons bewus maak van die wete, die essensie, die kern van die lewe. Dis alles tekens van skoonheid. Wanneer ons dit reg kry om iets van skoonheid te ontdek, dan maak dit iets hier binne in ons wakker. Dink maar gou vir jouself, die eerste sonlig van die dag wat jy kan sien as jy by jou huis is, oor 'n dak kom, of deur die blare kom, of as jy gelukkig genoeg is deur die berg vir jou loer. 'n Pragtige blom, die kleure van 'n spreeu, die oë in 'n sekere persoon se oogkaste. Skoonheid kan dalk vir jou 'n fyn geweefde mat wees. Dit kan 'n asemrowende sonsondergang wees, 'n mooi gedekte tafel wees, visse in 'n dam wees, 'n loweryke tuin, die bottels in jou skottelgoedwasser,
kuns wat jou hart kom raak, musiek wat jou hart streel. Skoonheid, al beteken dit vir verskillende mense verskillende goed, maak iets met ons. Weereens N.T. Wright skryf dat om skoonheid te ervaar, laat 'n mens voel of jy leef. Om sonder skoonheid te leef is dus jou menslikheid, 'n stuk van jou menslikheid te laat gaan. Wat is tans mooi in jou lewe? Hoe hard soek jy na skoonheid of iets mooi in jou lewe? Hoe ingestel is jy op skoonheid? Mense se idees oor wat mooi is, verskil natuurlik. Wat vir mense 100 jaar terug mooi was, is nie meer vandag mooi nie. Ek het hierdie interessante foto's gekry van wat mense 100 jaar terug gedink het mooi was en hoe dit vandag lyk. Hoe ligte in die 19de eeu gelyk het en in die 21ste eeu. Wat mooi was, verander. Die persoon wat hierdie foto's geplaas het, skryf: vandag kom doeltreffendheid dikwels eerste. Spoed, koste en massaproduksie het 'n groot deel van die vakmanskap wat eens die omgewing gevorm het, vervang. Dekoratiewe besonderhede het gestandaardiseerde komponente geword en karakter word dikwels ter wille van gerief opgeoffer. Hoewel moderne ontwerp buitengewone innovasie meebring, laat dit ons met die belangrike vraag: het ons so gefokus geraak op funksie dat ons die waarde van skoonheid vergeet het? As ons na hierdie foto's kyk, is dit miskien waar dat ons die waarde van skoonheid vergeet het? Baie keer wil ons net weghardloop van skoonheid af. Dit kan ons ook vir mekaar sê. Enigiets skoonheid. Want ons assosieer dit met oneg of plastiek of onnatuurlik. Ons weet hoe wreed skoonheid kan wees. Dink net aan die ideale van skoonheid wat dit op mense kan maak. Waar mense kan voel, maar ek is nooit goed genoeg nie. Nooit mooi genoeg nie, nooit jonk genoeg nie, nooit maar genoeg nie, nooit welvarend genoeg nie. Die wêreld, as dit by skoonheid kom, kan nogals wreed wees. Want ons verloor miskien ons dryfkrag na skoonheid en dan vang ons dit weer op 'n ander plek. 'n Oormatige beheptheid met voorkoms het gemaak dat ons eindelose gevolge in ons wêreld het wanneer dit kom by wat en wie mooi is. Mense is presies dit, soms so behep met die skoonheid van voorkoms dat dit jou alles behalwe mooi maak. En so kan hierdie skewe ideale van skoonheid mense liefdeloos maak teenoor dit wat in hulle oë mooi is nie. Ons kan maar van mekaar sê, ons padkaart na dit wat mooi is soms stikkend. So as ons almal so verskillend ding oor skoonheid, en as ons almal so verskillend daarna kyk, wat vir jou mooi is vir my lelik, kuns waarvoor jy duisende betaal, sal ek dalk nie eers verniet wil hê nie. Hoe maak ons om te weet, waar lê daar dan nou nog skoonheid in ons lewe? Waar soek ons dit? Waar kry ons dit? 'n Kollega van my skryf oor skoonheid, ons kan duisende voorbeelde noem, maar wanneer my hart skoonheid herken, word iets in my siel aangeraak en ervaar ek 'n onmiddellike, estetiese koneksie met die bron van ons ontstaan. Dit is waarskynlik waarom mense tog steeds so aangetrokke voel tot skoonheid, in elke moontlike vorm. Dit is instinktief aan ons dat ons weet, dit is God wat in hierdie oomblik praat. Skoonheid, wat maak dat ons bewus is van God wat met ons praat, hier en in die nou. Ek dink dis wat skoonheid is. God is hier, in allerlei forme, op allerlei maniere, en ek is bewus daarvan. Ek hoor dit praat met my. Ek lees iemand skryf dat God se eerste taal stilte is, en dan kort op sy hakke is skoonheid.
As jy op soek is na die stem van God, as jy hom wil hoor, as jy hom wil sien, dan kan jy dit vind in stilte of in skoonheid. Kan dit so eenvoudig wees? Ek dink so. Anne Voskamp verwoord dit so, ek wil skoonheid raak sien in die lelik, in die wasbak, in die lyding, in die alledaagse, in al die dae voordat ek sterf, in die oomblikke voordat ek aan die slaap raak. Is skoonheid nie dit waarna ons smag om mee te brand voordat ons sterf nie? Dit is waarna ek hinker, ek dors na skoonheid, skryf sy. Skoonheid is die stem wat eindeloos roep, en daarom sien ons, daarom reik ons uit. Betwyfel die filosofie, betwyfel die profeseë, betwyfel die fariseërs, maar wie kan dit betwyfel? Die waarde van skoonheid. Skoonheid het geen regverdiging, geen verduideliking nodig nie. Dit is eenvoudig en dit styg bo alles uit. Wanneer ons skoonheid sien, kan ons dit tot in ons murg, en selfs al het ons nie woorde daarvoor nie, beleef. Iemand is daar agter, daarin. Skoonheid self maak heel. Psalm 50 vers 2 sê, die God van die gode, die Here het gepraat en die aarde opgeroep, en waar die son opkom tot waar dit onder kan, vanuit Sion, plek van volmaakte skoonheid, laat God sy lig straal. Wanneer ons daarom wonder oor die plek van skoonheid in ons lewe, dan is hierdie gedeelte, soos Psalm 50, daarom baie gepas. As skoonheid nie net vir ons iets geword het wat ons nie kan bekostig nie. As skoonheid nie net iets is wat vir ander mense bedoel is nie. Wanneer ons 'n soeke het na skoonheid op die regte plekke, dan kan die lewe daarom mooi wees. Psalm 16 vers 6 sê, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Die boodskapvertaling lees, U het die mooiste dinge in die lewe vir my gegee. Ek kan nie uitgepraat raak oor al die wonderlike dinge nie. Is dit waar van ons lewe ook? Is dit hoe ons ook die lewe ervaar en sien? Dink net gou, wanneer laas was jy oorrompel deur die mooi en die skoonheid van die lewe, van jou lewe? Het is nie altyd maklik om te verduidelik nie. Dit is nie maklik om te verduidelik hoekom iets vir jou mooi is nie. Dis soos om vir iemand te probeer verduidelik hoekom is 'n grap vir jou snaaks. Dis moeilik. Maar 'n oomblik van skoonheid kan jou so oorrompel, so onverwags jou oorrompel, dat dit iets is wat jy nooit sal vergeet nie, of vir altyd sal wil onthou. As dit met ons goed gaan en ons is op 'n mooi plek in die lewe, dan is dit asof skoonheid mos makliker na ons toe kom. Of miskien is ons oë net oop daarvoor. En dan wek skoonheid 'n honger vir skoonheid, 'n verlange na skoonheid, wat nooit heeltemal bevredig sal word nie. Kom ons lees dit gou vanoggend weer hierdie teks saam van Psalm 16, want daar is 'n verskriklike interessante draai. Psalm 16. Beskerm my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Heer. Buiten U is daar vir my niks goeds nie. Wat die heiliges in die land betref, ja, die magtiges, by wie ek al my vreugde gevind het, wie hulle na ander gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie vir hulle dankoffers van bloed uitgiet nie, en ek sal hulle name nie op my lippe neem nie. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my op my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek lees hierdie teks en ek besef dat dit wat ons verwonderd laat, dit is wat ons 'n bewustheid gee van God. Die psalmdigter ervaar 3 goed hier in hierdie gedeelte waaroor ons kan praat. Hy ervaar al baie goed, maar kom ons praat oor 3. Die psalmdigter kyk na sy lewe as 'n ontvangde erfenis. Die woorde lot, grenslyne, erfenis, kom uit die wêreld van die verdeling van die beloofde land. Toe Israel die land ontvang het, is grondgebied onder die stamme verdeel, afgebaken. Grenslyne het bepaal watter stuk aan wie behoort.
Daarom sê die psalmdigter nie net eenvoudig, ek het 'n mooi lewe, kyk wat aan my toegeken is nie, dit wat aan my gegee is, dit is goed. Dit is belangrik om vers 5 te hoor. Die Here is my erfdeel en my beker, U bepaal my lot. Die psalmdigter kyk na sy lewe en hy weet, dit wat ek uiteindelik ontvang het, dit kom uit die Here se hand. James May wys daarop dat dit die belangrikste vraag nie broodheid is, wat het ek gekry nie, maar wie is my deel? Die Here self is die psalmdigter se erfdeel. Dit verander mos die manier waarop jy na die lewe kan kyk. Hy kyk nie eers na dit wat ontbreek, dit wat hy nie het nie, hoe lyk die ou langs my se deel, wat 'n stukkie grond het hulle gekry en wat's daar nie. Hy kyk na dit wat hy ontvang het. My erfdeel, dit wat U vir my gegee het, uit U hand uitkom, dit is vir my mooi. Die tweede ding wat hy sê is, die grenslyne het vir my op lieflike plekke geval. Wat 'n wonderlike manier om dit te sê, het op wonderlike plekke vir my geval. Hy praat nie asof dit wat hy het in sy lewe na uit sy eie toedoen is nie. Hy het nie sy eie lewe ontwerp nie. Die grenslyne is vir hom getrek. Sy erfdeel is aan hom toegeken. Beteken nie dat alles in sy lewe mooi en maklik en aangenaam is nie. Nee, glad nie. Hierdie psalm begin met hom wat 'n gebed van beskerming vra. Daar's die werklikheid van die dood word hier aangespreek. Die psalm getuig dus van 'n lewe waar hy die wêreld as goed en betekenis kan ervaar. Dis nie 'n belofte dat alles altyd net goed en mooi sal wees nie. Nie almal se grenslyne het op lieflike plekke geval nie. Daar's mense wat vandag uiters 'n verlies ervaar. Siekte, eensaamheid, gebrokenheid, teleurstelling. Ons mag nie vir hulle sê, kyk net anders, dan sien jy hoe mooi is jou lewe nie. Nee. Psalm 16 vra van ons, kan ek, te midde van die werklikheid van my lewe, steeds leer om raak te sien wat ek ontvang het. Want dankbaarheid beteken nie alles het goed en mooi gegaan nie. Dankbaarheid kan ook beteken, alles het nie goed gegaan nie. Maar daar is steeds gawes. Daar is steeds genade. Daar was steeds mense, al was hulle min. Daar was steeds oomblikke en liefde en vreugde en goedheid, wat ek nie self gemaak het nie. En wat ek beslis nie verdien nie. En dan die derde ding sê hy, my erfenis is mooi. Hy praat nie van estetiese skoonheid nie. Hy sê iets van die goedheid wat hy ontvang het. En hier raak hierdie psalm baie kosbaar. Dalk is dit een van die dinge wat ons in ons lewe verleer het. Om te kyk. Het is maklik om te kyk na wat ons nie het nie. Het is maklik om te sien wie ons nie is nie. Na waar ons beter kon wees, na wat beter kon wees, na wat ander mense het. Na wat verlore gegaan het, na wat nog asseblief moet gebeur. Maar Psalm 16 nooi ons uit om anders te kyk. Kyk na wat jy ontvang het. Nie omdat alles mooi is nie, maar omdat daar ten spyte van die werklikheid steeds mooi dinge kan wees. Steeds mense is wat jou lief het. 'n Kind se lag, of 'n onverwagse boodskap, 'n koppie koffie in die stilte, die see, vir sonsondergang, 'n tafel waar mense saam eet, 'n gemeente wat saam bid, oomblikke van vrede, vergifnis wat jy nie verwag het nie, geleentheid om weer te kan begin. Ons het dit nie gemaak nie, ons het dit ontvang. En daarom kan ons sê, die Here het nie noodwendig my lewe net maklik gemaak nie, maar het my die gawes gegee om gevul te word met dit wat ek maklik miskyk. En dis waarom Psalm 16 uiteindelik nie net by die mooi dinge in die lewe eindig nie. In vers 11 sê hy, in U teenwoordigheid is daar vir my 'n oorvloed van vreugde. Aan U regterhand is daar vreugde vir altyd. Die vreugde lê nie in dit wat hy in sy mooi lewe het nie. Die vreugde lê daarin dat God sy erfdeel is. En wanneer God ons erfdeel is, begin ons anders kyk na dit wat aan ons gegee is.
Kom ons kom terug by my oorspronklike vraag. Is daar nog mooi in die lewe? Is daar nog skoonheid in die dag, in jou dag, in elke dag? Sien ons dit? Skep ons dit? Soek ons dit? Is ons bewus van dit? En dan lees ons hierdie gedeelte en ons besef, skoonheid begin wanneer ons leer om raak te sien wat ons ontvang het. Nie om die lelik te ontken nie, nie om die lyding te romantiseer nie, nie om te maak of alles goed is nie, maar om te weier dat die gebrokenheid van hierdie lewe die enigste ding is wat ons raak sien. Here, te midde van alles wat in die lewe is, help my om raak te sien wat U onverdiend aan my gegee het. Want dis miskien juist daar waar ons weer die genade leer sien. Die mooi is nie altyd die afwesigheid van die werklikheid nie. Die mooi is om die genade te sien wat binne in die werklikheid staan. En daarom gaan jy sien dat deel van ons jaartema om die lig rondom ons te laat skyn of die lig hier by ons te laat inkom, gaan ons ook probeer om die skoonheid wat daar in en om die kerk is te vier. Ons wil dit skep. Ons wil dit mooi maak. Ons wil dit nie net sien nie, maar ons wil dit ook vier. Al is dit 'n klein gebaar, soos 'n nuwe kanselkleed of 3, wat vir ons iets verwoord van die skoonheid van God in die kerk en ons deelname daarin. Miskien is om die skoonheid raak te sien in nuwe nagmaalbekers wat ingevoer is en skoongemaak is en blink gevryf is. Die skoonheid is dalk eenvoudig, soos 'n koppie koffie saam of 'n heerlike happie. Mag ons dit hier in die kerk met ons beperkte middele en ons beperkte kennis, mag ons hier oop wees vir die mooi. Mag ons dit sien, mag ons dit beleef, maar asseblief mag ons dit gaan deel. Dit is wat Jesus oor en oor en oor kom doen het, om vir die mense van sy tyd, die mooi, die anders, die eg uit te wys. Kyk daar, sien dit, hier, openbaar ek dit vir julle. En deel dit dan. Mag ons dit ook aan die nagmaalstafel ervaar vanoggend, hoe die mooi en eg en diep in ons gedeel word, en mag ons dit met die wêreld ook.